Goeiemôre vriende, soos altyd sit lekker om saam met julle tyd te mag spandeer. Hier waar ek sit, wonder ek sommer waardeur jy tans gaan in jou lewe, wat jy beleef, wat jy ervaar. Ek wonder waar bevind jy jouself in jou geloofsreis. Ek wonder sommer net terwyl ek hier sit, wat was die bepalende faktore in jou jong lewe, in jou geloofslewe? Wat is die impakvolle goed wat jou geloof gevorm het? En die lekker ding is, wanneer ons vanoggend daar saam verder kuier, dan weet ons mag nie wees, ons kan nie wees. En die kers wat aan my linkerkant brand, is 'n simbool van die Here se teenwoordigheid wat my en jou daagliks ontmoet. En die kruis aan my regterhand, soos ek altyd sê, van die opgestane Here, wat ons amper vier van Paasies wat om die draai is, kan ons hier wees, saam stil word, saam rustig word, saam nadink. Daarom kan ek jou ook goed sê, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, die een wat ons tot stand gebring het, van God die Seun, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en van God die Heilige Gees, wat dag tot dag ons lewensreis ontmoet, en ons nooit ooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend net weer kan stil word, kan rustig word, kan asemhaal, spreekwoordelik by u voete in u teenwoordigheid kan sit, en kan weet dat u ons ontvang soos wat ons is. Here, ons gebed is altyd om die te verdiep in ons geloof, te groei in ons geloof. En dit is ook ons gebed vanoggend, wanneer ons saam begin met 'n nuwe reeks in ons gemeente, dat u ons sal begelei in dit wat ons moet hoor en ervaar. Amen. Vriende, soos ek ook nou gesê het in my gebed, is ons besig met 'n nuwe reeks wat ons gaan begin, waar ons die volgende paar weke gaan saamreis. En dit is families en gesinne. Die belang daarvan en die belangrikheid daarvan. In die begin het ek gevra, ek wonder, wat was die bepalende faktore in jou lewe, die geloofsvormende elemente in jou lewe? En as jy kan terugdink, wat sou dit gewees het? Ek wonder vir myself, wat is die rol van gesprekke rondom 'n tafel, rondom 'n etenstafel, rondom 'n speletjiestafel, rondom die tafel op die stoep of 'n bankie op die stoep? Wat was die rol van daai gesprekke met mense in jou lewe? En dalk meer spesifiek met jou ouers of met jou grootouers. En vandag begin ons aan af te skop om te sê, hoe is ons 'n verbondsgesin en wat is die belangrikheid daarvan? En ons gaan 2 gedeeltes lees, al 2 uit Genesis uit. En kyk na 2 goed wat ons hieruit kan vat, wat vir ons belangrik is om in gedagte te hou wanneer ons hierdie reeks afskop. Wat ons vir onsself moet toeëien, wat ons weer moet gebruik. Die afgelope week, vorige week, was ons saam met 'n klomp jong mense van die kerk weg. En het was vir my so lekker om te sien hoe ons in die oggend kon stilte tyd hou en eintlik op 'n manier in ons geloofslewens weer investeer, los van die gejaag van die lewe. En almal wat daar met ek mee gesprekke gevoer het gesê, hulle hoop hulle kan hierdie goed weer terugvat ook huis toe in hulle eie stilte tyd. En wat vir my verblydend was in verskeie gesprekke is, dat daar genoem is, dat hulle tog nog saam met hulle families tyd saam met die Here spandeer. En daarom wil ek sommer 'n bietjie aankoppel aan die doop. Doop wat ons nou onlangs 'n paar keer bedien het en binnekort weer gaan bedien. Hoekom is hierdie tipe van goed belangrik? Want in ons familie het ons 'n kardinale rol om te vervul wanneer dit kom by geloofsvorming. Ons glo in die lewende Here, die een wat vir ons van die kruis af opgestaan het, die een wat in ons lewens teenwoordig is. Ons glo in die onvoorwaardelike liefde, genade, en so kan ek verskeie goed opnoem. Maar ons kinders en die mense rondom ons sien dit alleen as 'n werklikheid en word dit alleen vir hulle werklikheid, liefde, genade en al hierdie tipe van goed, wanneer dit weer 'n weerspieëling word in ons lewens. As dit nie daar tentoongestel word nie, wat maak dit dan 'n realiteit? Wat maak dan dat dit nagestreef kan word of moet word? En dis nie iets wat ons net verby moet laat gaan nie. Die doop is die geleentheid waar ons sê, maar weet jy, ons vat verantwoordelikheid hiervoor, om ons kinders na die beste van ons vermoë in die wil van die Here en die teenwoordigheid van die Here groot te maak. En dit moet ons nooit ooit vergeet nie. Maar wanneer ons na hierdie 2 stukkies kyk wat ons vandag gaan lees, is daar 2 belangrike goed wat ons help in hierdie verband. Wat ons nooit moet miskyk nie,
en wat ons moet inbou in die proses waardeur ons gaan. Kom ons lees saam uit Genesis, hier heel aan die begin van die Bybel, die eerste 2 verse uit hoofstuk 17 en dan gaan ons na hoofstuk 18. Toe Abram 99 jaar oud was, het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige, leef voor my en wees onberispelik. Ek wil my verbond tussen my en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder. So wat lees ons in hierdie eerste paar verse? Ons lees hier, en die belangrikste hier is, dat God die Almagtige na Abraham toe gekom het en voor hom verskyn het en met hom 'n kontrak, 'n verbond wou sluit. Kom ons lees voor ons verder daaroor uitbrei, Genesis 18, die eerste 15 verse wat sê, die Here het aan Abraham verskyn by die akerbome van Mamre, terwyl hy op die hitte van die dag by die ingang van sy tent sit. Toe hy opkyk en hy skielik 3 mans naby hom staan. Toe hy hulle sien, hardloop hy hulle tegemoet van die ingang van sy tent af en buig laag teen die grond. Toe sê hy: My Heer, as ek guns vind in die oë, moet dan asseblief nie by u dienaar verbygaan nie. Laat daar 'n bietjie water gehaal word en was u voete. Maak u dan gemaklik onder die boom. Laat ek 'n stukkie brood bring en versterk u innerlik, waarna u verder kan gaan, want juis daarom het u by u dienaar langs gekom. Hulle het geantwoord: Maak gerus soos u sê. Abraham gaan toe haastig in die tent in na Sara toe en sê: Neem gou 3 sae meel, gesifte meel, knie dit en bak roosterkoeke. Daarna hardloop Abraham na die beeste, neem 'n jong bulkalf met sagte, goeie vleis en gee dit vir sy dienaar, en hy het dit gou voorberei. Hy neem toe botter, melk en die bulkalf wat voorberei is en sit dit aan hulle voor. Terwyl hy by hulle onder in die boom staan, het hulle geëet. Hulle het vir hom gevra: Waar is Sara jou vrou? Hy het geantwoord: Daar in die tent. Toe sê een: Ek sal beslis na jou terugkeer wanneer die seisoen draai. Kyk, Sara jou vrou sal dan 'n seun hê. Sara het gestaan en luister by die ingang van die tent wat agter hom was. Abraham en Sara was al oud, gevorderd in jare. Vir Sara het wat maandeliks met vroue gebeur reeds opgehou. Sy het aan haar binneste gelag en gedink: Kan ek nog seksuele begeertes hê nou dat ek al afgetakel en my man oud is? Toe vra die Here vir Abraham: Waarom het Sara gelag en dink sy: Sal ek werklik nog geboorte kan gee terwyl ek al oud is? Is die enige iets te wonderbaarlik vir die Heer? Op die vasgestelde tyd, wanneer die seisoen draai, sal ek na jou toe terugkom en dan sal Sara 'n seun hê. Sara het egter ontken en gesê: Ek het nie gelag nie, want sy was bang. Hy het gesê: Nee, maar jy het gelag. Nou, hierdie 2 gedeeltes wat ons saam gelees het, sê van ons belangrike goed wanneer ons praat oor families en gesinne. En ons rol binne ons doopskonteks en binne die viering van genade en die waardes van liefde. Die eerste plek wat ek en jy nooit moet miskyk nie, is God se benadering tot die mens en God se nadering tot die mens. Reeds hier in die begin van die Bybel lees ons hoe God hom na mense en homself aan mense laat verskyn, bekend maak. Met ander woorde, ons gaan nie na God toe nie. God kom na ons toe. Net soos hy na Abraham toe gekom het en gesê het: Hier is ek. Ek wil jou God wees. Ek wil 'n pad saam met jou stap. Ek wil vir jou 'n nageslag gee. En dan in die tweede gedeelte kry ons weer eens elemente hiervan, waar God aan Abraham verskyn wanneer hy op die hitte van die dag aan die buitekant van sy tent sê en sê: Waar is jou vrou, dat sy 'n seun gaan hê as hy weer daar gaan aankom? En dan is dit eintlik 'n vervulling van die belofte wat vroeër gesê is wanneer God aan Abraham verskyn en vir hom sê: Maar vir jou wil ek 'n God wees en ek wil jou laat vermeerder. Maar dis 'n ander element wat ook hier belangrik is om nie mis te kyk nie, is dit wat Abraham doen. Abraham, as 'n gelowige van daardie tyd, was verplig om gasvryheid te betoon. Nou wat doen Abraham wanneer hy daar sit? Hy rus. En dan, die oomblik as daar iemand, al is dit 'n vreemdeling, by die tent verbykom, dan gaan hy hulle tegemoet. Hy's gasvry.
Hy sê, kom in, nooi hulle in om deel te vorm van sy leefwêreld, van sy huisgesin, van sy ruimte van veiligheid, wat ons binne huisgesinne behoort en probeer kweek. En wat doen hy dan? Hy leef uit wat van hom verwag is. Gasvryheid. As jy hier raak lees, hy het gou gehardloop en vir Sarah gesê, gaan bak gou vir ons roosterkoeke, gou. Dan hardloop hy na die beeste toe en gryp gou die kalf en gaan berei hom voor om te eet. Hierdie is prosesse wat tydsaam moes gewees het. Met ander woorde, dis nie min moeite wat ingesit is om die gasvryheid te betoon nie. Wat sê ek hiermee? Abraham was in die bevoorregte posisie, net soos elkeen van ek en jy, van God wat hom tot ons toe nader. Dis die eerste ding wat ons moet raak sien. In die tweede plek, ek en jy, moet dit wat ons glo, 'n werklikheid is vir ons in die lewe. Die feit dat Christus vir ons van die kruis af opgestaan het, die feit dat hy in ons lewens teenwoordig is, die feit dat ons glo in liefde, onvoorwaardelike liefde, respek en verskeie ander waardes waarin ons glo aan Christen aan moet volhou. Moet ons so deel maak van ons lewe en uitleef omdat ons nie anders kan nie, vir die wat ons paai kruis. En net dalk is die geleentheid daar waar ons nie net God vir hulle kan wees nie, maar ons God in hulle kan ontmoet. En wanneer ons dit dan terugbring in ons huisgesinne, en ons sê, en ons koppel dit weer eens aan die doop, soos ons in die begin gesê het, dan sê ons maar, weet jy, ons is besig om ons doopbelofte te vervul. Ons is besig om 'n gesin, 'n familie, 'n veilige ruimte te kweek, waar gesonde waardes heers, maar waar ons weet, God hom tot ons nader, en ons nie nodig het om hoef uit te gaan na buite toe, om 'n verskil te maak nie. Ek het verwys na die afgelope week wat ons saam met die jonges tyd spandeer het. En soos ek sê, dit my hart verwarm om te hoor, dat dit is iets wat tog nog in huise gebeur. Ek het ook gehoor van mense wat teruggekom het en gesê het, maar hierdie is weer iets wat ek in ons huise weer wil inbring. Dis blywend. Ons het nodig in ons samelewing om gesonde families, gesonde ruimtes van verandering, gesonde ruimtes van waardevestiging en vaslegging te kweek. Vir ons om regtig impak te hê rondom ons. Maar ons moet weet, ons is ingesluit in God se verbond. En God stap saam met ons die pad, van die begin af hier in die Bybel waar ons dit lees, reg deur die Bybel by Jesus, en ook daarna, tot hier waar ek en jy vandag sit. Jesus ontmoet ons. Maar laat ons in ons leefwyse dit 'n werklikheid na buite toe maak vir die mense wat ons paai kruis. Ek wil afsluit met 'n verhaal van iemand wat ek baie respek vir het, wat eendag praat oor argeologie, antropologie, geografie, al die tipe van goed hoe ons gesels het, oor hoe hy na die Bybel kyk. En ek onthou, ek het verstom gestaan oor wat ontdek is, en wat mens kan leer as mens in diepte na hierdie tipe van goed kyk. En my vraag aan hom was gewees, waarom hou oom homself besig met hierdie tipe van goed? Hoekom sal oom hierdie goed wou geweet het? En waarom glo oom dan nog? Ek sal nooit vergeet, sy antwoord was gewees, want ek glo, omdat my ma en my pa vir my geleer het van die Here nie. Maar alles anders wat ek leer, deur antropologie, argeologie, en so kan ek aangaan, ook in die wetenskap, en ook in die literêre studies van die Bybel, leer ek dat dit wat my ma en my pa vir my geleer het, al meer diepte en 'n werklikheid is. Dit is my en jou taak. My en jou taak is om te besef, God is Immanuel, God met ons, wat hom na ons toe draai. Nie ons na hom toe nie, hy ons ontmoet. Hy ontmoet jou en my, vandag, hier en nou. Die tweede plek is, die waardes wat ons sê ons bind ons onsself, moet ons uitleef, om die hande en die voete van Jesus te wees, in die eerste plek, in ons gesinne, en dan na buite. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag weer kon stil word en luister en hoor. Die rol van
Gesinne en families is so belangrik wat ondersteuning betref in 'n wêreld wat gevul is met gebrokenheid. Help ons, Here, om erns te maak, om ons te bemoei, om U raak te sien en te weet dat U ons ontmoet waar ons is. Maar help ons ook, Here, om as gevolg daarvan ons lewens so in te rig, dat ons ander mense kan wys, deur ons leefwyse en die uitleef van ons waardes, dat U 'n werklikheid is in hierdie wêreld, ten spyte van gebrokenheid. En help ons dan, en gee ons genoeg waagmoed, om te wil om 'n verskil te lewe. Amen. Vriende, ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.